Goeiemôre, goeienaand en welkom by Straatwys. Wanneer laas het jou hart nie net geklop om jou in die lewe te hou nie, maar geklop van opgewondenheid, van verwagting, van miskien is daar nog iets moois wat kan gebeur. Nie daardie vinnige klop van angs of stres nie, maar daardie sagte, warm chocolates-klop wat sê, ek leef, ek voel en ek is oop. Ek wonder oor myself en ek wonder oor ons almal, want hoe sinies het ons nie geraak nie. Hoe vinnig skraal ons verby en hoe vinnig fact-check ons alles en hoe vinnig sê ons, ag, dis seker nie waar nie. Want dis nie net nuus wat ons nie meer glo nie, dis ook mense, dis hulle beloftes, dis hulle liefde en dis ook die hoop. Dalk is dit 'n ouderdomsding, nie 'n ouderdom noodwendig in jare nie, maar 'n ouderdom in seer. Want elke keer wat jou hart gebreek is, elke keer wat jou huwelik nie gehou het nie, elke keer wat iemand spesiaal jou verraai het, elke keer wat 'n vriend of 'n ouer of 'n mens wat jou moes dra, jou laat val het daar seer gekom. En so leer ons 'n nuwe vaardigheid. Ons leer hoe om te oorleef sonder om oop te wees. Ons leer hoe om sterk te wees met 'n klipharde hart. En ons leer hoe om alleen te wees sonder om dit hardop te sê hoe baie dit ons pla. Een van die mees basiese behoeftes van menswees is koneksies. Nie oppervlakkige likes of kommentaar met emojis nie, maar regte, egte teenwoordigheid, aanraking, om regtig erg gesien te word, om gehoor te word. Maar baie van ons vermy dit nou deesdae, nie omdat ons nie liefde nodig het nie, maar omdat ons nie nog seer kan vat nie. En so gebeur iets tragies. So sit ons elke keer op ons eie eiland en ons waai vir mekaar, ons glimlag selfs, maar niemand het die energie om oor te swem nie. Niemand het die moed en die vertroue om gaste toe te laat op jou eiland nie. En stadig amper ongemerk vereensaam jy. Nie net van mense nie, maar ook van jouself, van jou lig, van jou roeping, van dit waarvoor jy gemaak is. En tog as ons eerlik is, het almal van ons so baie liefde om te gee, en ander het dit nodig, net soos ons hulle sin nodig het. Die verharding kom nie net van wat aan jou gedoen is nie, dit kom ook van hoe jy oor jouself begin glo het. Jy sê vir jouself, my geskiedenis tel teen my. Wie sal my vat met al hierdie foute? Ek is nie genoeg nie, ek sal nooit genoeg wees nie, en wie sal my wil hê? En dis nie net woorde nie, dis stories wat jy oor jou wonde begin vertel en wat jy glo. En so dryf jy nog verder weg van die beskawing af, verder weg van menswees, verder weg van jou diepste behoefte, tot jy eendag alleen sit, net met nog meer trauma en seer as waarmee jy begin het. En dan moet 'n mens vra, is dit hoe ons gemaak is om te leef? Die Bybel sê, God het nie vir ons 'n hart van klip gegee nie, maar 'n hart van vlees. 'n hart wat kan voel, 'n hart wat kan breek, maar 'n hart wat ook kan genees. Ja, ons is nie gemaak om trauma alleen te dra nie, en dis hoekom genesing altyd saam gebeur. Saam met God, saam met ander, en saam met die waarheid. So die vraag vir 2026 is nie, wat het met jou gebeur nie, maar wat gaan jou reaksie wees? Hoe lank gaan jy toelaat dat die gebrokenheid van jou hart jou hele toekoms steel? Hoe lank gaan jy jouself straf vir 'n verlede waarvoor God reeds in genade jou vergewe het? En miskien, net miskien, is daar nog 'n plek in jou hart, nie om weer te bloei nie, nie om weer pyn uit te pomp nie, maar om stadig en versigtig weer soet chocolates te begin pomp. Oor die lewe, oor mense, oor liefde. Daardie warm gevoel van geborgenheid, daardie sagte ekstase van ek behoort, daardie vreugde wat nie naïef is nie, maar dapper, soos God dit van die begin af bedoel het. So, ek vra vir jou, wanneer laas het jou hart chocolates geklop? En is jou hart weer oop in hierdie jaar om dit toe te laat? So tot ons weer saam stap, ek hoop jy 'n wonderlike dag en mooi loop.